is Suid-Afrika op pad na 'n burgerlike opstand. 'n Demokrasie, wat nie sy burgers na stembus kan kry nie, is nie meer 'n demokrasie nie. Dit is 'n oligargie met 'n dekmantel. Suid-Afrika is lankal by daai punt. Welkom by Is Regtig, die plek waar ons nie skaam is vir die waarheid. In 1994, met die land se eerste demokratiese verkiesing, het sowat 86% van stemgeregtigdes hulle kruisie gaan dry. Hoop het die nasie gedra. Ons was die Rainbow Nation. Die wêreld was verstom met ons. Maar met die laaste verkiesing in 2024 was daar slegs 41% mense wat hulle kruisies gaan trek het. En in die plaaslike verkiesings was daar slegs 28% mense wat hulle kruisies laat trek. Meer as die helfte van die land se stemgeregtigdes stem eenvoudig nie meer. Die grondwet vereis ook nie dat daar 'n minimum opkoms moet wees nie. As daar 'n verkiesing is en daar's net een kruisie, dan is dit nog steeds 'n verkiesing en dit is wettig. Maar omdat dit wettig is, beteken dit nie dit is hoe die mense in Suid-Afrika voel. Ons is moeg vir korrupsie. Ons is moeg vir load shedding. Ons is moeg vir dienslewering wat nie bestaan nie. Ons is moeg vir potholes in die paai. Ons is moeg vir politici wat geld steel of politici wat wegkruip agter kommissies. Ons sien hoe polisie mag heeltemal in mekaar uitval en dat die land deur kriminele oorheers word. Wanneer 41% van die land stem, het die regering nie meer regtig politieke mag nie. Wie verteenwoordig daai ander 59% wat nie gestem? Die parlement gee nie om. Hulle maak nog steeds wet, hulle vat nog steeds jou belasting en steel nog steeds. Maar as burgers nou nie meer wil stem en of daai wette wat die parlement gemaak het gehoorsaam wil wees, daai probleem word al hoe groter en elke verkiesing met 'n laer opkoms. Dis 'n broeiplek vir 'n burgerlike opstand. Dit hoef nie gewelddadig te wees, maar dit kan net wees dat die publiek of die burgers gaan begin weier om die staat se gesag te aanvaar. Hulle gaan weier om munisipale rekeninge te betaal, tax te betaal. Hulle gaan alle nuwe regulasies deur die staat en die government en wie ook al ignoreer. Die politieke klas lag dit net weg as weerstand en glo die mense sal maar net weer terug. Maar dit is 'n reaksie van 'n bevolking wat nie meer die stelsel vertrou nie. Die vraag wat elke politikus natuurlik vrees is, as daar net 41% van die land gestem het, wie verteenwoordig daai ander 59%? Die antwoord is natuurlik niemand nie. Hulle sit in die parlement nie, hulle maak nie wette, maar meer en meer van hulle is ook nie meer bereid om net stil te bly. Solank die ANC en sy GNU-vennote hierdie krisis ignoreer, sal die gaping tussen die regering en die volk net groter word. En wanneer daai dam wil breek, kan daar baie lewens in hierdie land verlore gaan. Heel hierdie artikel, wees wakker en wees ingelig. Volg ons natuurlik vir nog waarhede.